Asai, goeiemôre van my kant af. Dis lekker om almal te sien en ook vir die van julle wat aanlyn kyk. Voordat ons verder gaan met ons spreekreeks, het ek vanoggend 'n bietjie nuus om met julle te deel. En dit is familienuus en ons is baie opgewonde oor hierdie familienuus, want ons bestuurder Jan het verloof geraak. So julle kan dit nie glo nie, dit was 'n lang jare van gebed en julle sal sien van my jeans is stikken op die knie as gevolg van hom. So Jan en Jumerie, hy het besluit, hy gaan die party roon Vrydag aand en toe steel hy die partytjie en toe word hy verloof. En ja, so Jan, baie geluk en Jumerie, ek weet sy is hier iewers. Ek het gehoor sy is hier. Daar sit sy. So baie geluk. Ek hoop julle het 'n amazing tyd wat vir julle voorlê. Ons gaan lekker makkie hou. Ons het besluit dit gaan net die pastore wees en die span by die troue van dan kan ons hartpartytjie dat niemand sien wat ons doen nie. So nee, ek grap. So maar dit is lekker net so 'n bietjie familienuus. Ons maak vandag klaar met hierdie reeks wat ons die afgelope 3 weke gedoen het, wat eintlik aansluit by die jaar se tema, His Glory, Our Story. En ons het begin aan die begin met die boek Hebreërs en gesê, hoe gaan ons wil net 'n bietjie kyk na die boek Hebreërs, wat het hierdie boek Hebreërs vir ons regtig in store, en hierdie boek Hebreërs het vir ons Jesus kom bekendstel, sodat ek en jy weet, ons behoort iewers, ons is deel van 'n groter plan, groter autoriteit, ons is deel van God se plan, maar nie net deel van sy plan nie, ons is ook deel van sy gesin, sy huisgesin, ons is deel van 'n familie, en dit is wat Hebreërs vir ons kom openbaar het, en it's amazing, dat ons weet wie die ander boeke van die Bybel geskryf het, maar Hebreërs bly hierdie misterieuse boek, wat niemand weet regtig wie hom regtig geskryf het. Daar's verskillende opinies, maar dit is juist dit, dat hierdie mysterie word geopenbaar aan ons, en sê, jy's nou deel hiervan, en daardeur is dit so belangrik, wanneer ons praat van a study of integrity, dan praat ons eintlik van, ons aanskou hom, Jesus Christus. Ons aanskou hom, want ons is uitgekap uit hom uit. Ons wil wees en leef soos wat hy wil hê ons moet leef. En Hebreërs 10 vers 14 wat ons hierdie tyd deurgetrek het, sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Die engel sê dit so mooi, hy sê, for by a single offering, he has perfected for all time those who are being sanctified. En so wanneer die woord hierdie twee gebruik, volmaak en heilig, dan is dit eintlik een woord in een konteks, maar hy sê, ek en jy is heilig verklaar deur Jesus Christus, maar dit hou nie daarop nie, want baie van ons voel nie altyd heilig nie. Jy doen seker goed, dan wonder jy, maar hoe is dit moontlik dat ek heilig is? Want die woord sê ook dat hy maak ons heilig, sanctify, so dit is ook 'n proses om heilig te word, en in dit is dit juis wanneer hy nie net praat van die toekoms nie, maar hy praat van die verlede. Hy sê, he has perfected us, beteken hy praat van die verlede, dat hy dit alreeds gedoen het, voordat ek en jy hom nog eens aanvaar het as ons verlosser. Het hy dit alreeds namens jou gedoen. Maar nou sanctification beteken nou in my toekoms, vat hy my op hierdie pad om so te kan word. En wanneer ons dink aan integriteit, is integriteit nie om perfek te wees nie. Want ek en jy is nie perfek sonder hom nie. Maar is ook nie net om te besef, ek gaan nooit foute maak nie, jy gaan foute maak. Inteendeel, van julle het foute gemaak. Jy het dalk gister, toe die Blou Bulle verloor, het jy nie gister nie, Vrydag aand het jy die ref uitgeskel. En jy agterkom, die ref was toe nou nie verkeerd nie, maar die Blou Bulle het swak gespeel. Maar integriteit is hierdie lewe wat ek en jy wil leef om hom te aanskou. En ek hou so van wat Dawid kom skryf in sy Psalm, in Psalm 15 vers 1 tot 5, dan skryf hy hierdie Psalm met die gedagte van integriteit, en dan sê hy sê, 'n Psalm van Dawid, Here, wie mag dit waag om in u teenwoordigheid te kom? Wie mag woon op die heilige berg, en hy wat onberispelik lewe en doen wat reg is, met 'n opregte hart die waarheid praat, wat nie die medemens belaster, hom benadeel of
van hom kwaad praat nie. Nou dis weer eens, hierdie skrif wat Dawid hier skryf, hy skryf dit nie vir Raslou nie, hy skryf dit vir die ander ouens daar in die ooste. Dan sê hy, wie die Here dien en beloftes stand doen, selfs tot sy nadeel, wat nie geld op rente uitleen nie, en nie omkoop geld teen onskuldige aanvaar nie. 'n Mens wat so optree sal vir altyd stewig staan. Hy sê, ek en jy leef hierdie lewe, soos wat die ouens altyd sê, we live the straight and the narrow. As gevolg van dit kan ek hom beleef. Jy sien, ons leef in 'n tragiese wêreld waar mense so behep is en geskok is eintlik oor integriteit, maar minder geskok is oor die gebrek van integriteit. Want dit is okay baie keer, ons verwys baie keer na mense se lewe en sê, ja maar, kyk nou net, jy het nou nie opgetree soos wat jy moet nie, maar die gebrek daarin is juis dit wat ons sien in ons alledaagse lewe, van ons lewe is verdeel, ons lewe eintlik in verskillende, kan ek sê, kategorieë, elke dag, ons kom kerk toe met 'n maskertjie en dis wat ek nou is, ek gaan werk toe met 'n maskertjie, ek is by die huis wie ek is sonder 'n masker, ek doen al hierdie tipe goed, want my lewe is in so kompartemente, want my privaat lewe en my publieke lewe is twee verskillende lewe. Nou wat beteken integriteit dan eintlik? Dit beteken eintlik dat jou gedrag ooreenstem met jou geloof. Dit wat jy in glo, dit moet ooreenstem met dit. Spreuke 10 vers 9 sê, wie opreg wandel, wandel veilig, maar wie krom paaie loop, sal ontbloot word. Eina of amen? Eina. Jy sien, wanneer jy verkeerde dinge doen, kan ek vandag vir jou sê, is dit stresvol. Wanneer jy regte dinge doen, slaap jy rustig, want jy hoop nie iemand anders, jy weet, niemand anders gaan jou, jy weet, ontbloot nie, jy kan rustig slaap, jy kan alles rustig doen, en dis wat so belangrik is van hierdie publieke lewe en die private lewe, want integriteit beteken dat my private lewe stem ooreen met my publieke lewe, my openbare lewe, en wanneer jy so gekonfronteer word, kan jy net lewe, want jou integriteit sê eintlik wie jy is. Dis wie jy is. Waar reputasie sê eintlik wie mense dink jy is, sê integriteit, dis wie jy is, wanneer niemand sien, dis wie jy is, dis wat na tevore kom. En die teenoorgestelde is wat Jesus so kom uitbeeld in 'n amazing stuk vers in hoofstuk Matteus hoofstuk 23, wanneer Jesus hierdie kom uitbeeld en hy's harder op die skrifgeleerdes, mense wat veronderstel is om die wet te behou, hy's baie harder op hulle, en ek gaan nou vir julle die toon wys wat Jesus eintlik met hulle praat, wanneer hy hierna verwys oor integriteit en hoe ek en jy veronderstel is om te leef. Hy's harder op die fariseërs, die skrifgeleerdes, as wat hy was op prostituie en ouens wat egbreek gepleeg het. En hoor hierdie skrif, en ek wil saam met jou lees, Matteus hoofstuk 23, vanaf vers 25. Hy sê, ellende wag vir julle. Jy kan sommer agterkom. Hy's nou nie, hy draai nie stokkies om nie, hy sê, die ellende wag vir jou. En die amazing deel van hierdie is, as jy gaan lees, Matteus hoofstuk 23, dan kom jy agter hierdie gedeelte, wanneer hy sê, ellende wag vir jou, hy verwys 7 keer daarna. 7 keer, elke keer dan verwys hy weer terug na, ellende wag vir jou. Dit sê vir my, ek kom agter dat dit vir Jesus belangrik was, om hy het nie teruggehou nie, hy het reguit op die man afgepraat, hy sê, skrifgeleerdes en fariseërs, hy praat van hulle, dan gebruik hy hierdie woord, hy sê, hygelaars. Die goeie Afrikaanse woord vir hygelaar is die woord hypocrite. Julle het hom al gehoor. Hy sê, julle gee tiendes van kruiesement, anys en koriander, maar wat volgens die wet van God se swaarste weeg, laat julle na, en dan sê hy die volgende, wat laat hulle na? Geregtigheid, barmhartigheid, betroubaarheid, juis hierdie dinge moet 'n mens doen, en die ander nie nalat nie.
Hy sê, dis wat julle doen, julle fokus so op al die ander klein goed, julle fokus so om sekere goed vir mense te sê wat hulle moet doen, maar julle self doen dit nie, en dan sê hy die volgende, hy spreek dit eintlik uit, hy is asof, in Llewellyn se taal, is wanneer jy so hard op die man afpraat en sê, jou blinde leier. Dis eintlik wat hy sê. Julle het nog hoor B en toe dink julle aan 'n ander woord, so blinde leiers. Dan gebruik hy hierdie gedeelte. Hy sê, julle skep die muggie uit julle beker uit, maar julle sluk die kameel in. Gaan nou by daai storie, daai deel stil staan. Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar in die binne is hulle vol hebsug en onmagtigheid. Hy sê, dis wie julle is, julle fokus so op die buitekant, om alles buite mooi te laat lyk, inteendeel in 'n ander gedeelte sê hy vir hulle, julle is soos wit gepleisterde grafte, aan die buitekant is dit blink en dit lyk mooi, maar aan die binnekant sterf julle eintlik, is julle eintlik dood. En dan sê hy weer, blinde fariseërs, maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal sy buitekant ook skoon wees. Jesus was nie baie beïndruk met hulle optrede en hoe hulle, omgegaan het met die mense nie. Hy's reguit op die man af, sê, kan julle net vir een oomblik indink, hy vra eintlik die vraag, wat so soort mens is jy? Wat 'n soort mens is jy dat jy so leef sonder integriteit? Wat 'n soort mens is jy wat so leef dat jy eintlik ander mense wil indoen sodat jy die voordeel kan trek? Wat 'n soort mens is jy? Ellende wag op jou, sê hy. Hy sê, julle doen al hierdie goed, maar wat is hierdie kultuur? Wat is hierdie atmosfeer wat hy vir hulle kom sê? Hy sê, jy buitekant lyk jy so mooi, die uiterlike is vroom en die uiterlike is al hierdie mooi, maar innerlik is jy eintlik korrup. Selfgesentreerd. Sê, hoe anders kan ek julle dan nie genoem huigelaars of hypocrites? Hy sê, jy vergeet dat geregtigheid is eintlik wat julle veronderstel is om te leef, met barmhartigheid, met betroubaarheid. En ek hoor dit raak bietjie stil hier, maar dis wat Jesus kom sê. Hy sê, jy's 'n blinde leier, jy weet nie waar jy in jou pad is nie, van jy jouself leef nie met die waarheid wat in die binnekant moet aangaan, veronderstel is om te wees nie. En hierso is die agtergrond, wanneer hy verwys na hierdie muggie wat jy uitsif, en hy praat hy van die kameel, dis eintlik, in die wet van Moses kan jy gaan oplees in Levitikus 11 vers 4. 'n Kameel was die grootste onrein dier wat jy nie kon eet nie. Jy kon dit nie aanraak om te eet nie. Dit was die grootste onrein dier vir hulle. En dan 'n muggie was die kleinste onrein dier wat daar is, of wat daar was. So vir hulle was dit so, dat hulle so belangrik dit geag het, dat hulle op die einde van die dag hierdie muggie uitgesif het, uit hulle water uit, of uit hulle wyn uit, en die van julle sal weet, baie keer dan sukkel jy so om muggie uit jou glas water uit te kry. Julle weet waarvan ek praat. Wat soek hierdie muggie? Jy bederf nou my glas water, dis lekker koue water. Was die kleinste onrein dier, en hy sê, julle fokus so op die muggie, julle fokus so op hierdie klein goedjies, en dan haal jy nou hierdie muggie uit. Hy sê, maar jy's bereid om 'n hele kameel net so heel in te sluk. So wanneer jy hierna kyk, dan besef jy, hierdie fariseërs was mense wat presies volgens sekere wette wou leef. Hulle was presies, net die feit dat hulle 'n muggie uit hulle water uitsif, hulle was presies, ons wil presies sekere goed doen, ons wil presies navolg, ons wil presies die dade doen, maar wanneer dit kom by verhouding, wanneer dit kom om te leef soos wat Jesus wil leef, is hulle bereid om al hierdie goed eenkant prys te gee, sodat hulle gesien kan word in die samelewing. Sodat hulle die autoriteit kan hê in die samelewing. Hierdie uitdrukking wat Jesus na kom verwys, is hy gebruik eintlik geestelike bespotting. Hy gebruik eintlik humor, hy raak sarkasties wanneer hy vir hulle sê, julle prioriteite is so verkeerd. Kan julle indink? 'n muggie.
Maar jy is bereid om hierdie ding in te sluk. Jy vergeet wat dit eintlik veronderstel is om te wees en hoe jy moet leef. Jy fokus so op die klein goedjies. Maar die groot oortredes is jy's okay met dit. Ons sal oor dit kom, maar jy kan nie daaroor kom nie. En dis wat hy kom sê van die Fariseërs, wil gehaat het ek en jy in hulle geloof was dit ons moet so hard werk en so hard sekere goed doen om die wet te gehoorsaam. Maar as ek mooi lees wat Hebreërs vir ons nou gesê het, hy sê hy het ons kom volmaak eens en vir altyd. Hy sê nou is hy besig om ons nog steeds te heilig in hom. Want hoekom? Ek en jy self kan dit nie doen nie. Ons kon dit nie regverdig nie. En hy wil ons kom help om te sê, kom uit dit uit. Jy sien die probleem wat Jesus met die godsdienstige leiers van die dag gehad het, was dat hulle so gefokus op die reëls en die regulasies, en dat hulle vergeet het van die verhouding, en hulle mis eintlik waaroor alles gegaan het, dat dit nie 'n godsdienstige poging is nie, maar dat dit eintlik 'n verhouding is met Jesus Christus. En dis hoekom Jesus vir hulle in Johannes hoofstuk 5 vers 39 sê, dan sê hy die volgende vir hulle, hy sê julle, hy praat so met hulle met die Fariseërs, hy sê julle ondersoek die skrif, omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin sal kry. En dan sê hy sê, en dit is juis die skrif wat van my getuig. Julle haal my heeltemal uit die prentjie uit, en dis hoekom ons hierdie gedagte van integrity praat van the living one, dat ek en jy gaan nie 'n lewe van integriteit leef as ons nie na hom kyk en sê dis wat hy wil hê ons moet leef, en dis hoe hy leef, en as gevolg van dit kan ek my lewe volgens dit inrig. En hy sê julle ondersoek die skrif. Alles hierdie teoretiese goed, maar in die praktyk is julle eintlik hygelaars. Ek het nou vir 'n ruk lank het ek Israel en Hamas se war gevolg, hierdie oorlog wat gebeur en alles wat saam met dit gaan, en een ding wat ek gesien uitstaan het, was hoeveel Christene, en dis wat Petrus kom sê, hy sê, wees altyd reg om jou getuienis te gee vir die hoop wat sou kom, en dan sê hy eintlik, wees altyd reg om Christendom, Jesus Christus te beskerm in jou gebruik van taal en gebruik van hoe jy leef. En ek het gesien net hier in hierdie tyd hoe met die hele gedagte van Israel en Hamas, toe sien ek hoeveel Christene opstaan en die moslim geloof aanvat, en een van die goed wat vir my so uitgestaan het, was wat ek gesien het, was dat die karakter van Jesus Christus het ver bo uitgestyg teenoor die karakter van Mohammed. En hierdie debat wat die hele tyd gevoer is, dan sien ek hoe Christus Jesus se karakter net al hoe meer, kan ek sê, credibility kry, en hy kry net hierdie stand en autoriteit, en dan kyk ek aan hierdie kant en dink ek, hoe is dit moontlik dat iemand bereid is om so iemand te volg? Aan hierdie kant sê Jesus, moenie violence maak nie, hy sê moenie met die swaard leef nie, as jy met die swaard leef, gaan jy met die swaard doodgaan. Aan hierdie kant sê hierdie ou, alles wat moet gebeur, moet met die swaard gebeur, maak dood. Aan hierdie kant sê Jesus, seks vir die huwelik is sonde. Aan hierdie kant sê hy sê jy is bereid om 'n 9-jarige girl te vat en te trou. En dis wat Mohammed gedoen het. 'n 9-jarige girl het hy gevat en hy het met haar getrou, terwyl hy 56 jaar oud was. Op 18 jaar is daai girl 'n weduwee en sy mag nie meer trou nie, sy het nie kinders nie. Wat 'n karaktereienskap is hierdie wat ek wil volg of najaag? Glad nie, maar aan hierdie kant sê Jesus, come on. Leef so, onberispelik. Aan hierdie kant sê hy, dat jou lewe moet so leef, dat mense kan sien, dat jy God vereer. En dan sê ek, dit is die Jesus wat ek volg, en dis hoekom die Bybel dit so duidelik sê in Johannes hoofstuk 5, hy sê, julle ondersoek die skrif, ons is so behep met dit wat in die skrif gebeur, maar as jy nie die skrif gaan lees, met die konteks van, om Jesus te ontdek, en om Jesus beter te leer ken nie, is die Bybel die gevaarlikste plek op hierdie aarde. En dan vra Jesus eintlik vir hulle, hoekom ondersoek julle die skrif? Wat 'n soort mens is jy, dat jy so leef? Wat Jesus die meeste frustreer het van die Fariseërs, is dat hulle vasgehou het aan die wette, en die verhouding gemis het. Dit is dieselfde, kan ek sê, rabbies, die Joodse rabbies in Israel, wat in die oggend tempeldiens doen,
In die oggende sal julle sien, hulle is daar in die tempel, en is dan dieselfde mense wat in die middag, laatmiddag, die dronkste is in die verskillende kroe wat daar is. Wat 'n soort mens is jy? En dan gebruik hy hierdie van gijslaer, geveindes. Wat 'n soort mens is jy? Hy sien, wanneer hy hier dan verwys, Matteus 23 vers 13, hoor wat sê hy hierso, hy sê, maar wee julle, skrifgeleerdes en fariseërs, geveindes, want julle sluit die koninkryk van die hemel toe voor die mens, want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Hy sê, dit gaan oor jou. Dit gaan nie oor jou medemens nie, dit gaan oor jou, want as ek nie tot die voordeel kry in my lewe nie, dan gaan ek jou ook nie toelaat nie. As ek nie hierdie promosie kry nie, gaan ek seker maak jy kry ook nie hierdie promosie nie. As ek nie genesing kry nie, hoekom moet ek vir jou genees? As ek nie vergifnis van jou af kry nie, hoekom moet ek jou vergewe? Dis eintlik wat hy sê. En wanneer hy sê, wee julle, dan is dit seker een van die mees kritiese woorde wat jy kan kry in die Bybel, wanneer Jesus hier hulle aanpak, wanneer hy sê, julle is huigelaars. Wat 'n soort mens is jy, dat jy geen standaarde het nie, en dan verwys hy na hulle as huigelaars, want huigelaars was so, die woord hypocrite, soos wat ons dit ken, verwys hy eintlik na dit wat hulle besef het in daai tyd, na die Griekse, wat baie keer opvoering gedoen het, en dan het daar een persoon verskillende rolle vertolk, op die verhoog. En dan het hy die een masker opgesit, dan het hy hierdie rol vertolk, en dan ruil hy weer, dan sit hy die ander masker op, en dan vertolk hy hierdie rol, en dit is wat ons vandag toe nog sien, as jy na 'n teater toe gaan, en in die voorportaal van die teater, dan is daar gewoonlik daai 2 maskers. Daai 2 maskers word eintlik hypocrites genoem. Dis eintlik huigelaars, dis wat daai maskers beteken. So ons kan eintlik sê, wat is daai masker se naam? Dis fariseërs. Dis eintlik wat ons kan sê. En nou sê hy, dit is wat julle is. Julle is huigelaars. En Jesus kom waarsku ons eintlik wanneer hy met hulle praat, dat ek en jy nie so behep is, om net so in die skrif in te delf, en in te delf, en in te delf, en na die kognitiewe kennis te ontdek, en die kognitiewe kennis op te bou, maar in die meantime mis ons eintlik die verhouding wat ons het met Jesus Christus. En hy wil hê ek en jy met hom aanskou, en sy karakter voorhou, en altyd die vraag vra, my ou grappie, daai baantjie, wat sou Jesus gedoen het? Die Engels, nee, what would Jesus do? Vir van julle het gedink, wat wil jy drink? Nee, dit is, wat wil Jesus doen? Wat sou Jesus gedoen het in hierdie gedeelte? Hoe wil hy ek moet leef? Want Psalm sê dit so mooi. Psalm 101 vers 1 tot 2. Hy sê, I will behave wisely, in die Amplified. I will follow the way of integrity. When will you come to me? I will walk in my house in integrity and with a blameless heart. Dis hoe ek gaan leef, Here, ek gaan leef met integriteit by my huis, ek gaan loop in integriteit, ek gaan wandel in integriteit, want die ritmes van integriteit moet my lewe kom deurweek. Dit is die fondasie, dit wat hier binne aangaan, is veronderstel om na buite toe te gaan. Van julle wat al 'n nuwe huis gebou het, en wanneer jy nou 'n housewarming party hou, dan roep jy die mense, en die mense kom, en hulle kom hou partytjie by jou, dan sê jy nie vir die ouens, hoor die boys, kom, ek gaan gou vir julle gaan wys, kom kyk bietjie hoe lyk hierdie fondasie. Check hoe mooi is hierdie fondasie. Jy doen nie dit nie. Jy wys vir hulle al die mooi goed. Jy vat hulle daar op 'n toer en wys vir hulle hoe hierdie krane werk en van julle vandag is dit nou tech savvy en jy sê kyk hierso en jy stel jou ligte en daar gaan gebeur goed en daar gaan jou gordyne toe en al die goed. Nou dis die ouens daar in die Weskaap, nee, daar by Kamsby. Okay. En jy het al hierdie goed wat jy vir mense wys, maar niemand van ons wys vir hulle die fondasie nie. Wat eintlik die belangrikste is van daai hele huis. Die huis is gebou op daai fondasie. Ons lewe moet gebou wees op die fondasie van Jesus Christus. Hy is die een wat vir ons integriteit kom wys. Van wanneer jy dink niemand sien hulle eintlik. Dis eintlik wat hierdie skrif vir ons sê. Psalm sê dit so mooi. 101, wandel in dit.
Hier's 'n foto wat ek vir julle wil wys sien. En dit is 2 video's. En dit is 'n foto van ons jongste seun wat op die einde van die dag saam met my op die bed sit. Foto. Haas hy. Nou ek wil nie vir julle wys, ek is aan die ander kant van die bed. Ek wil nie vir julle wys hoe lyk ek nie, want anders praat ek uit die slaapkamer uit, so ek mag nie. Maar hy sit daar so 'n Bybel lees, of lê daar saam met my Bybel lees. Ek is aan die een kant lees ek Bybel en hy is aan die ander kant lees hy Bybel. Hier's 'n kort video van hom wat vir mense preek of vir die voëls preek. Stap hy uit met sy Bybel. 18 maande oud. Preek hy vir die voëls. Ek dog, wonder waar het hy dit gesien? Hier's 'n ander een. Hierdie video het iemand vir ons gestuur. Ons het dit nie eens gesien nie. Ek het dit nie eens beleef nie. Ek was nie daar op daai oomblik nie. Ek het net die video agterna gekry. Skandes. Ek weet nie waar kry hy daai maniere nie. Ek en my vrou het gesoek na ons oudste een se video. En toe sê sy vir my dis op DVD. Toe besef ek, Maar Jaden, ons oudste, roep ons eendag. En ek wil afsluit met hierdie. Hy roep ons eendag. Hy sê, papa, mamma, kom sit hier. En ons gaan sit. En hy vat 'n bottel salfolie en hy salf ons en hy bid vir ons. En vandag breek ek nou so 'n bietjie. Okay, so just bear with me. Hy sê niemand van Versareg. Hy was op daai stadium was hy 18 maande oud. Niemand het vir hom gesê jy moet die Bybel vat en lees nie. Niemand. Hy het dit gesien iewers. Niemand het vir hom gesê dis wat jy moet doen nie. Niemand het vir Jaden gesê Jaden vat jou ouers en gaan salf hulle en bid vir hulle. Niemand nie. Hy het dit iewers gesien en dis wat eintlik wat Jesus vir die Fariseërs kom sê. Hy sê heiligelaars, maak seker dat mense raak sien wat jy doen, hoe jy leef, want ons weet nie altyd hoe om te leef nie, en dis wat baie keer die probleem is. Wat sou Jesus gedoen het in hierdie situasie? Psalm 139 vers 23 vers 24, wanneer Dawid hierdie skryf, dan sê hy, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, kyk of daar by my 'n verkeerde weg is, en lei my op die ewige weg. Lei my tot dit wat U wil hê ek moet doen. En Paulus kom, hy sê ons moet afstand doen van die ou lewe, want ons sleep baie keer hierdie ou lewe saam, maar daar's mense wat kyk na jou en dink, is dit wat ek moet doen? Ons kinders kyk na ons en ons kinders doen nie wat ons vir hulle sê hulle moet doen nie. Amen. Hulle doen wat jy doen. Die optrede wat hulle het by die skool en so aan, en vra hulle, hoekom het jy dit gedoen? My mamma en pappa doen dit. Ons optredes. Sê Paulus vir ons, hy sê in Efesiërs 4 vers 22 tot 24. Hy sê lê die ou mens af en word vernuwe in die gees van julle gemoed. En dan gebruik hy hierdie, hy sê beklee jouself met die nuwe mens, Jesus Christus. Want integriteit is eintlik in die detail van ons lewe. Hierdie wat julle nou aanskou het, is in die detail van my lewe, van my vrou se lewe. Mense sien dit nie altyd raak nie, maar dit is in die detail van ons lewe. Wanneer ons kinders dit raak sien, dan sê hy later, hy sê, laat hom wat steel nie meer steel nie, en laat geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie. Alle bitterheid, woede en toorn moet verwyder word. Wees vriendelik teenoor mekaar. Ons karakter moet na vore kom, en is die karakter van Jesus Christus. En daardeur sê Paulus, hy sê, as jy afstand doen dit van die ou mens, hy sê, dan moet jy begin wandel volgens die Gees. Wandel deur die Gees, en jy sal nie die begeertes van hierdie vlees begeer nie. So my vraag is jy die persoon dalk wat met maskers elke keer moet leef? Of kom jy vandag en sê, Here, ek weet, ek kan nie so leef nie, maar ek weet, ek kan leef om U aan te skou en te beskou en te sê, ek wil so leef soos wat Jesus wil hê ek moet leef. En my lewe wil ek inrig volgens sy woorde, sy karakter, sy eienskappe, volgens die vrug van die Gees
want ek wil in die gees en niks anders leef. Amen. Wil jy saam met my staan? En ek wil graag saam met jou bid vanoggend. Dat jy sal beleef. Dis wie jy is en dis wie God jou gemaak het. Hy het jou nie as 'n heiligelaar gemaak nie. Hy het jou gemaak nommer 1 as 'n kind van God. En vandag kom roep hy jou om daai wêreld te betree. En dis Here, ek stap in dit wat U meer as 2000 jaar gelede oor my lewe gedroom het. Ek sal nie voorgee wie ek nie is nie. Maar ek sal leef om U na te streef in alles wat ek doen. Lig jou hande in die lug en sluit jou oë. En so Vader, ek wil vir elke persoon in hierdie auditorium en die wat aanlyn kyk, wil ek hierdie woorde kom uitpasyn en sê, wat 'n soort mens is ons? Ons is mense geroep volgens die plan, die wil en die toekoms vir ons. Ons is gebore uit die verbond wat ons het met ons Vader. En daardeur, Here, kom doen ons afstand nou met elke ding wat nie van U af is nie. Ons kom breek dit in die naam van Jesus. En ons kom spreek lewe in oorvloed. Van wie U ons gemaak het, Here, is om mense te leef, so te kan leef 'n lewe van integriteit. In Jesus naam. Amen.